Ek gaan vir die volgende paar weke gaan ek bietjie met u gesels oor iets spesifieks. Ek glo en ek weet dat ons gemeente is op pad in 'n baie spesifieke rigting en 'n baie spesifieke doel, en baie van hierdie goed gaan nou nog uitgerol word en geïmplementeer word en al daai dinge. Maar een van die goed wat werklik in hierdie gemeente gaan begin gebeur, hoor asseblief my woorde, dis nie 'n versoek nie, maar 'n opdrag. Iets wat in hierdie gemeente gaan gebeur, is mense gaan begin om in hulle bedieninge op te staan. Want elke ou wat hier sit, het iets om vir die Here te doen. En omdat ons konsep van die werk van die Here is, dat dit hierdie dramatiese ding is, dat jy moet op 'n verhoog staan, of jy moet op TV wees, wil ons nie altyd vir die Here werk nie, want ons wag vir die limelight. Maar elke ou in hierdie gemeente gaan in sy bediening begin inklim. En een van die groot probleme wat ek agterkom, een van die baie groot kwessies van hoekom mense nie werklik vir die Here wil werk nie, is omdat hulle onopgeloste kwessies in hulle lewens het. En as gevolg van dit sukkel hulle om op te staan. Hulle sukkel om te glo dat God hulle regtig vergewe het. Hulle sukkel om te glo dat God in en deur hulle wil werk. En daarom is dit nodig dat ons gaan begin om dinge in ons lewens neer te lê. En ek weet baie van julle, baie van julle dink dalk nou, ek gaan nou oor allerlei weird goed begin praat, maar dit is nodig dat ons dinge soos woede en wrokke wat ons in ons lewens en in ons hart dra, dat ons dit sal begin opgee. Dis nodig dat ons sal begin, en hoor my mooi asseblief, dis nodig dat ons as gelowiges sal begin groot word en die dinge van die verlede agter ons sal sit. Wat ek nou, en ek gaan oor baie goed praat, so hierdie is net my inligting, so hier's goed wat ek nou gaan sê en ek gaan dit nie verduidelik nie. Dit gaan oor die volgende paar weke gebeur. Maar ek sê nou vir jou, ek is so moeg daarvoor om by mense te hoor, my pa, my ma, wel jy is reg, jou ma. Is tyd dat ons begin groot word. Dis tyd dat ons begin groot word, want mense klou so vas aan hulle verlede, dat hulle verloor totaal en al visie vir wat voorlê. Hulle is so vasgevang in 'n moment, dat hulle moment het hulle lewe geword. En daarom wil ek met jou gesels vir die volgende paar weke, is jy reg hiervoor? Stamp jou buurman en sê jy kom dit nou. Daarom wil ek met jou gesels oor, kom oor jouself. En die eerste gedeelte waar ek met jou vanoggend oor wil begin gesels, is vind vryheid. En ek wil nie hê dat jy my sal misverstaan wanneer ek vir jou sê dat jy oor jouself moet kom en van dinge ontslae raak nie. Want wat ek bedoel wanneer ek dit sê, is nie dat dit wat met jou gebeur het dalk nie erg was. Dis nie wat ek sê. Ek sê ook nie dat hierdie goed dalk trauma in jou lewe veroorsaak het nie. Dis ook nie wat ek sê nie. En om oor hierdie goed te kom, beteken ook nie dat jy onmiddellik net genees gaan word en kan aangaan in jou lewe nie. Is u met my? Jy weet, ons het in die kerkwêreld hierdie, ek weet nie of ek dit bedieninge wil noem nie, maar
net om my punt oor te dra, hierdie bedieninge wat oor die laaste 20, 25 jaar begin opspring het, wat so onskriftuurlik is. Hulle noem hulle self bevryders. Ek noem hulle ghostbusters. Want elke ou wil na 'n bevryder toe gaan. En van hulle vat mense blykbaar tot in jou ma se maag in, en dan moet, dis die waarheid wat ek vir jou vertel. En almal wil 'n quick fix hê, en daar moet nou 'n duiwel uitgedryf word, en daar moet nou allerlei goedjies afgesny word met geestelike skertjies, en woorde wat jy gesê het, moet nou teruggetrek en gekanselleer. Waarvan praat ons? Hoekom? Want mense soek 'n quick fix. En daarom sê ek, wat met jou gebeur het, verstaan ek. Al ken ek jou persoonlik nie, al ken ek nie al die detail van dit waardeur jy gegaan het nie, ek maak dit nie minder as wat dit werklik is nie. By dit wil ek ook sê, maak seker dat dit waaroor jy die heeltyd wil huil, die moeite werd is. Want daar is mense wat so 'n sagte ou baba velletjie het, dat die oomblik wat jy hom net nie groet in checkers nie, dan kom hy vir 'n maand nie kerk toe nie. En as daar een ding is wat ons meester gehad het, en wat die helde van die geloof gehad het, waarvan ons elke week hoor en oor preek, dan is dit 'n krokodilvel. Dit was tawwe mans en vrouens. Ek weet nou nie wie dit gesê het nie, dit kom nou by my op. Maar as hierdie mooi sê ding, Jaden, jy moet nou help, want ek het dit by jou gehoor, ek hoop ek sê dit nou reg. Wat hierdie sê ding is, wat hulle sê, harde tye vorm sterk mans. Sterk mans skep gemaklike dae. Gemaklike dae skep swak mans. Swak mans skep moeilike tye. Daarom is dit nodig, ons sit met 'n generasie, en hoor my hart, ek gaan baie goed sê, en as jy vir my wil kwaad wees, whatever. Hoor asseblief, dit kom uit my hart uit. Okay, ek is nie hier om jou te verkleineer nie, ek gaan net vir die volgende paar weke baie reguit. Maar ons sit in die kerkwêreld met 'n klomp sissies en chunkbalies. Daar's mense wat nou hier sit oor wat ek sê, wat in jou gedagtes sê, wie dink jy is jy? Wel, my naam is Werner Olivier, dis wie ek dink ek is. En dit het tyd geword dat ons begin opstaan, want God wil jou gebruik. En daarom wil ek hê jy moet my mooi hoor, waardeur jy gegaan het, verstaan ek, was dalk verskriklik. Ek verstaan dit. Maar ons kan nie deur die goed wat ons gaan, die hand van God miskyk nie. En dat niks wat in jou lewe gebeur het, kan gebeur as God dit nie toelaat nie. Daarom, jy gaan nie net oor hierdie goed kom nie, ek verstaan dit. Maar jy gaan elke dag moet begin om te kies. En dit mag dalk 'n baie lang ruk vat. Daar is aspekte wat ek verstaan, dat dit 'n mens soms 'n leeftyd vat om deur te werk. En hoe ouer ek word, hoe meer besef ek dat daar sekere goed is wat 'n ou nooit werklik oor dit kom nie, maar jy leer om saam met dit te leef. Die dood van 'n geliefde is een van hulle. Die seer, die verlange gaan nooit weg nie. Maar 'n mens leer om daarmee saam te leef. So ek sê nie dat jy gaan hierdie boodskap hoor en môre is jy honkie-dorie en alles is reg nie. Wat ek vir jou sê is môreoggend gaan jy moet besluit om vorentoe te beweeg. Om oor iets te kom, of wanneer ek vir jou sê kom oor jouself, beteken ook nie dat jy verskonings gaan maak vir die goed wat mense aan jou gedoen het nie.
Met ander woorde, as mense skuldig is hulle skuldig, en jy gaan nie namens hulle verskonings maak nie. Jy gaan ook nie verskonings maak vir wat jy aan ander mense gedoen het nie. Stil raak dit nou. Om oor dinge in jou lewe te kom en om oor jouself te kom, beteken ook nie dat jy nie mense dalk moet gaan aankla by die polisie nie. Wat ek daarby bedoel is, as mense jou misbruik het, as mense kriminele goed teen jou gedoen het, behoort jy hulle te gaan aangee by die polisie. Werner, ons is Christene, ek weet. Maar daar is nog goed soos, kom maak hy so, daar is nog goed soos kriminele dinge wat aan mense gedoen word. As daar aan jou gepeter is, en as dit nou 20 en 30 jaar terug is jy nou bietjie laat. Maar as daar goed is wat gebeur het, dan moet dit aangegee word by die polisie. Hallo? So ek sê nie hierdeur dat ons gaan net vir almal sê, ag, is okay wat jy gedoen het, ek vergewe jou nie. Verstaan nie wat ek vir sê. As daar goed is wat aangespreek moet word, moet dit aangespreek word. En daarbij wil ek ook vir julle sê, my broeder en suster, dat as jy goed aan mense gedoen het, gaan maak dit reg. En hierby wil ek ook sê, en ek gaan nou met die boodskap begin, hier is net 'n inleiding wat so oor al my boodskappe raak. Ek het dit net nou gesê, moenie verskoning vra vir iets wat jy nie gedoen het nie. Daar's mense wat partykeer vir jou kwaad is en hulle weet nie eers waar hulle vir jou kwaad is nie. Hulle is kwaad oor 'n halwe storie. Hulle weet nie eers wat die feite is nie. Laat hulle kwaad wees, laat hulle dikmond wees. As hulle jou nie wil groet nie, laat hulle jou nie groet nie. Who cares? As jy onskuldig is jy onskuldig. Maar as jy skuldig is, net soos wat God of jy verwag dat mense met jou moet kom regmaak, verwag God dat jy met mense moet gaan regmaak. Ons moet verantwoordelikheid vat vir ons lewens. As ons wil hê God moet ons gebruik, moet ons eerlik wees oor wat ons gedoen het, maar ook wat aan ons gedoen is. Iemand moet wakker word. Daarom bly jy het wakker geword vir die diens. Dankie. As my hondjie nou was, daai is my alarm. Nou as my hondjie is, as Natalie se alarm afgaan, dan slaap hy langs my, hy voel 'n veer. As my alarm dit doen, dan spring daai hondjie op my en dan begin hy te lek, want dan weet hy dis nou piepie tyd en dan is dit treats. So maar my broeder en suster, die punt bly staan, dat elkeen van julle dra wonde. En by baie mense het van daai wonde begin sweer. Dit het infeksie opgedoen. En dit moet skoongemaak word. So Paul teaches us in Ephesians 4:26 and 27, Paul says, "Be angry and do not sin. Do not let the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil." I love the way the New Living Translation states it when it says, "And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil." So the first thing that Paul is teaching us, and this is something which a lot of Christians believe is a sin, but it is not. Paul is teaching us that it is okay to get angry.
dis alright om kwaad te word. But be angry in the right way. So getting angry is not a sin because there is something like righteous anger. We have to remember and keep in mind that God also gets angry. But God never sins when He gets angry. And so Paul is teaching us in Ephesians that it is okay and that we may get angry over things that are wrong, but that we should not sin in our anger, because when you get angry and you sin, you give a foothold for the devil. Now that Greek phrase, to give the devil a foothold, in Greek, that entire phrase means give the devil place, space, or an opportunity. The word give in Greek means to grant, to hand over, or permit. In other words, this means that your anger, or if your anger is an ongoing or habitual action, you are giving the devil permission to do what he wants. And I want to repeat myself. Paul is not warning us against a single dramatic act, but against continuously allowing something to happen. Easily said, this is when your anger has become a habit and is an ongoing thing that never stops. So, the literal translation of that final part of that verse would be where Paul says, do not grant the devil any room to operate, or do not give the devil a strategic advantage, or do not allow the devil an opportunity through unresolved anger. Die duiwel weet presies hoe om toegang te kry tot jou hart. En daarby bedoel ek nie dat hy nou in jou lewe kom bly nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek bedoel net hy weet presies hoe om jou emosies te manipuleer. Hy weet presies hoe om jou hele lewe om te krap omdat jy kwaad geword het en dan sondig. Maar meer as dit, die duiwel kan en sal baie groot skade in en deur jou lewe bring wanneer daar woede is. En ek wil nou 'n ding sê, maar ek wil hê jy moet baie mooi luister na wat ek sê. Woede kan siekte in 'n mens se lewe veroorsaak. Maar iemand wat siek is nie noodwendig omdat daar woede in hulle lewe is. Daar is iemand in hierdie gemeente wat laasweek met my gepraat het en vir my gesê het dat iemand het al vir hulle of vir haar gesê dat sy gaan deur hierdie dinge waardeur sy gaan omdat daar dinge in haar lewe is. Toe sê ek vir haar, sê vir daai mense, ek sê hulle is dom. Jy kan nie net sulke afleidings maak nie. Maar jy kan fisiese, emosionele en selfs geestelike probleme veroorsaak en ontwikkel as jy nie deel met die woede wat in jou hart is. Dan word verhoudings afgebreek en selfs verwoes.
En ek dink elkeen van u, veral as jy daarom nou al langer as 5 jaar getroud is, sal met eerlikheid vir my kan sê, die skade wat jy al aan jou huweliksmaat gebring het, omdat jy kwaad geword het en gesondig het. Ek is skuldig. Bly om te sien nie een van julle is nie, maar ek is. En daarom skryf Paulus in Efesiërs 4:26 en 27, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Maar kyk wat sê hy nou in vers 30, en onthou, ons moet al hierdie goed in konteks lees en onthou, né? So moenie kwaad word nie, en as jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie dat hierdie dinge in jou lewe broei nie. Is u met my? En weet jy, ek gaan nie nou daar praat nie, maar hoor gou vinnig vir my. Die rede hoekom Paulus sê moenie gaan slaap nie, is want wanneer ons slaap, dan begin ons gedagtes, dinge uit te werk. En het jy al gesien, jy raak soms kwaader wakker as wat jy gaan slaap het. Dis omdat jy nie meer daai ding gedeel het nie. So, word kwaad, maar moenie sondig nie, moenie vir die duiwel plek gee nie, vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees. Wanneer ons nie ons woede beheer en hanteer op 'n goddelike wyse nie, dan bedroef ons die Heilige Gees. Wat beteken dit? Dit beteken hy kan nie in ons harte doen wat hy wil doen nie, want ons weier om te werk met die goed wat daar aangaan. Nou ek gaan baie goed sê wat nie in my notas is nie. Ons het 'n verantwoordelikheid voor God. Ons kan niks doen om gered te word nie. Dis 'n gawe en 'n geskenk van God af. Maar die lewe saam met God is spanwerk. God het sy deel en ek het my deel. En ek gaan nie nou daar praat nie, ek gaan nog eendag daar praat. Maar mense praat van bloedlynvloeke. Daar bestaan nie in die Bybel 'n ding soos 'n bloedlynvloek nie. En mense kruip agter bloedlynvloeke weg, want hulle wil nie verantwoordelikheid vat vir die gemors wat hulle aanvang nie. So nou sê hulle, my pa, die Ghostbuster bevryder het gesê, my pa het een keer het hy op my toon getrap en nie jammer gesê nie, en nou is ek 'n alkoholist. Nee, jy kan nie nee sê nie. Vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Want as jy dit nie doen nie, bedroef jy die Heilige Gees. Dit beteken jy maak hom seer. Nou ek wil ook nie hê jy moet dink dat die Heilige Gees soos ons is, wanneer ons sê dat hy kry seer nie. Ons seer kry is selfsugtig en selfgesentreerd. Ons gaan sit in 'n hoekie en kry onsself jammer. Dis nie wat dit beteken wanneer ons sê, God kry seer met wat ons doen nie. Wat ons daardeur bedoel, is dat hy kan nie die toekoms wat hy vir jou gee nie, en wanneer hy seer kry, is dit uit liefde, want hy soek vir jou die beste. Hy sit nie, en ek sê dit met respek, hy sit nie in chunk in 'n hoekie in die hemel nie. Maar ons bedroef die Heilige Gees, wanneer ons nie van hierdie goed in ons lewens wil ontslaa raak. En daarom gaan Paulus net na hierdie versie, gaan Paulus aan en hy sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu, vrouens. Ja, ek praat met jou. Wees maar vir my kwaad. Alle bitterheid, mans, 'n mens noem daai duiwel, noem jy stil stype. Ek gaan nou nie kyk nie, maar ek het daai pomp in die ribbe gesien, hoor. Is okay, my vrou is ook gesê,
Sorry, dit was nou baie snaaks. Okay, pastoormasker. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Hierdie is die manier wat ons moet vergewe. Ons vergeef soos wat God ons vergeef het. Dit is hoe die patroon van vergifnis lyk. Jy ontvang vergifnis, dan gee jy vergifnis. Een van die grootste probleme vandag in Christene se lewe is dat hulle nie in 'n aanhoudende toestand van die ontvanging van vergifnis van God beleef nie. Ek is so 2 weke terug, is ek en Nat en pastoor Leon en Ilana by so sessie hierso wat hulle een keer 'n kwartaal of iets vir ons streekse pastore aanbied. En ek kan nie onthou die presiese stelling of die hele stelling nie, maar ek onthou die hele stelling, maar hierdie sinnetjie, daai hele stelling was fantasties, maar hierdie sinnetjie pas in by wat ek nou sê, waar die persoon gesê het, jy, of jou optrede wys dat jy nie regtig tyd saam met God wil spandeer nie. Dis waar dit gegaan het. En dan maak hy hierdie ding dat jy dink jy kan jou lewe uitsorteer, want jy gaan vra nie eers meer vir God vergifnis nie. Dis die waarheid. En omdat mense nie konstant vergifnis van God ervaar nie, kan hulle nie vergifnis gee nie. Nou my broeder en suster, ek wil ook hê jy moet asseblief mooi hoor wat ek nou vir jou sê. Jy is nie God nie. God het die vermoë om te vergewe en te vergeet. Nie ek en jy nie. En God verwag of vereis dit ook nie van ons nie. En ek weet dat daar baie mense is wat al gehoor het dat predikers en pastore en beraders en ghostbusters en al hierdie mense vir jou sê, jy moet dit nou vergeet, ons het nie daai vermoë nie. Ag, praat ek met regte mense hierso. Ons is nie God nie. So met ander woorde, God verwag nie van ons om iemand te vergewe en te vergeet nie. Daar is sekere goed wat 'n mens vergeet, want is klein, simpel goedjies, maar daar is werklik dramatiese goed wat met 'n mens gebeur. En jy gaan nie net van hierdie goed vergeet nie. Daarom verwag God dit nie van ons nie. Daarom God verwag van ons om mense te vergewe. Jy mooi hoor wat ek nou vir jou sê. God verwag van ons om mense te vergewe, maar daai mense het nie noodwendig nodig om weer deel te wees van jou lewe nie. Nou, ek weet baie mense, ek kan onthou toe ek hierdie boodskap jare terug, hierdie reeks gebring het, jare terug. Die moeilikheid wat ek vir myself veroorsaak het. Mense het baie kwaad geraak vir my en vir my e-mails en briewe geskryf wat vir my sê ek loop met onvergewensgesindheid in my hart rond en I don't care. Luister mooi wat ek vir jou sê. In my lewe is daar mense wat ek nie by my wil hê nie. Ek het daai mense vergewe. Ek sal hulle altyd met respek en eerbaarheid en liefde en al hierdie goed hanteer. Maar my vriendskap met jou is verby. Ek is nie God nie en jy is nie God nie. En mense sal nou vir my sê, maar en luister, ek praat nou nie hier van iemand wat oor jou toon gery het nie.
Okay? Ek praat hier van werklik dramatiese goed. Maar sê jy nou vir my, hoe 'n jong meisie deur 'n oupa of 'n pa of 'n neefie of 'n oom verkragt word en jy verwag van haar om vriende te wees met daai mense? Vertel dit vir my. Vertel vir my, en ek praat nie hier politiek nie, ek noem werklike feite. Vertel jy vir my hoe die boer op die plaas moet kyk hoe sy vrou met kookolie en sy kinders aan die brand gesteek moet word, en dan sê jy vir hom, wees vriende met hierdie mense. God verwag dit nie, maar hy verwag dat jy sal vergewe. Ek weet vergifnis is in baie gevalle verskriklik moeilik, ek verstaan dit. Maar God ook. En daarom vra God nie vir jou om sy rol oor te vat nie, hy vra vir jou vergewe. Dwars deur die Bybel sien ons hierdie aspek van dat ons moet vergewe soos wat God ons vergewe het. Ons moet van woede en wraak en wrokke in ons lewens ontslaa raak. En dwars deur die Bybel sien ons dit, soos wat jy ontvang het, so moet jy gee. Jy het dit verniet ontvang, jy moet dit verniet gee, selfs vir die persoon wat dit nie verdien nie. Want jy het nie God se vergifnis verdien nie. En ek wil weer hê, moenie weghardloop met goed nie. Hierdie goed vat soms 'n leeftyd. En vergifnis is nie 'n gevoel nie, dis 'n besluit. Daarom herhaal ek wat ek aan die begin gesê het, jy gaan elke dag die besluit moet maak. Al voel jy nie so nie, gaan jy in geloof moet sê, Vader, ek haat daai ou. Luister, God weet in elk geval jy haat hom, so hoop om so geestelik voor hom te wees. Daar was al gevalle wat ek na God toe moes gegaan het en sê, Vader, ek sal daai ou doodmaak as ek hom in die hande kry. En ek probeer nie taaf wees nie, ek is nie 'n verskriklike bekleier nie, ek is nie Rambo nie, dis nie wat ek sê nie, maar daar was mense in my lewe gewees, wat as ek daai ou in die hande moes gekry het ek hom doodgeskiet. Daar was mense gewees wat as ek daai vrou in die hande kon kry, het ek bo haar gery met my kar. Ek het met haat in my lewe gesit en ek moes na God toe gaan en sê, Vader, ek as mens kry nie hierdie goed uit nie. Maar ek kies. En dan het ek daar gestaan en sê nou maar die ou se naam is Pietie, as jy 'n Pietie is, ek mikkie op jou nie. Sê nou maar die ou se naam is Pietie, dan het ek 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 10.000 keer 'n dag, wanneer hy of sy in my gedagtes opgekom het, het ek gesê, Vader, ek kies om hulle te vergewe. En ek kan met eerlikheid voor jou staan en sê, ek is vry. Want ek verdien tot vandag toe nie God se vergifnis nie. Wanneer Jesus bid, dan bid hy hierdie pragtige woorde, en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Na daai gebed kon Jesus enige ding gesê het wat hy wou. Daai noem ons die Onse Vader. Hy kon daar gesê het, disippels, ek gee aan julle die krag om whatever. Die eerste woorde wat Jesus nadat hy amen gesê het, sê hy dit. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie.
Nou hier wil ek hê jy my baie mooi hoor. En ek gaan so 'n bietjie langer wees as normaalweg, vandag is nog vroeg. Ek wil hê jy moet my baie mooi hoor. Hierdie beteken nie dat as jy nie vergewe nie, gaan God nie vergewe nie. Want dan beteken dit ons werk vir God se vergifnis. En God se vergifnis is 'n gawe, dis 'n geskenk wat hy gee. Jesus praat hier van 'n gesindheid. Ag hallo. Daar's mense in jou lewe wat jy tot vandag toe nog nie vergewe het nie. En nog steeds het God jou vergewe. Hierdie praat van 'n gesindheid wat ek moet hê, om te sê, soos wat ek vergewe is, so sal ek vergewe. Maar onthou, alles wat ek voor het gesê het, dit vat baie keer 'n leeftyd. Kolossense 3:13 sê, verdra mekaar, hoor jy my vrou? Verdra mekaar en vergewe mekaar. As die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Let op, daar is 'n klag. Jy ontken nie die klag nie, maar jy sal die gesindheid hê wat sê, ek en jy gaan hierdie ding moet uitpraat, jy was verkeerd. Of, ek was verkeerd, ek moet hierdie ding met jou kom regmaak. Maar ek gaan met 'n gesindheid van, ek gaan jou vergewe. We find the very same principle in Colossians, which Jesus said in his prayer when he said, forgive us as God has forgiven. God's grace, which has been extended to us, enables us to extend grace to others. Jesus once made this statement, but he who is forgiven of little loves little. Ek gaan nie hieroor praat nie, maar jy my mooi hoor. Ek het hierdie week weer met iemand gepraat. Ja, kom ons los dit net daar. Maar ek wil vir u as gemeente, u as leierskap, en ek praat met myself ook. Pas op om jou neus op te trek vir mense. Miskien het jy nie die groot 5 sondes van die AGS gedoen nie. Miskien kan jy eerlik opstaan en sê, ek rookie, drinkie, vliekie, vloekie, dansie. Great, mooi, pragtig, 2 goue sterretjies vir jou. Maar ons moet besef waarvan God elkeen van ons vergewe het. Vir sommiges was dit klein sondetjies gewees. Ek ken mense wat nooit regtig in hulle lewe gesondig het. Hoorie wat ek vir julle sê, almal het gesondig, maar jy verstaan wat ek vir jou sê, nê? Dan is al pelukas soos ek, Vaderland, you name it, I did it. Maar die beginsel is, jy sal nie vir mense veel liefde kan wys, as jy nie veel liefde ontvang het nie. So die manier wat jy mense hanteer, jou ongeskiktheid, is omdat jy nog nooit by 'n vriendelike vader se voete gaan sit het nie. Jy kan vir my vertel hoe baie jy bid en Bybel lees, I don't care. Jou houding wys vir my, jy sit nie by die voete van die Vader nie. As jy 'n skindermond is dit omdat jy nog nooit by die een wie jou geheime hou, se voete gaan sit het nie. Ek wil nou baie vinnig maak hierso. When we breathe in the grace of God, we exhale the mercy of God. When I inhale the mercy of God, I exhale mercy over my wife.
I exhale mercy over my two beautiful boys. And they learn to inhale grace and exhale mercy. The Bible does not teach that we must just forgive, but also how to forgive. Die definisie van vergifnis in die Bybel, die voorbeeld van vergifnis in die Bybel is Jesus Christus. Wanneer ons na Jesus kyk, dan sien ons dat Jesus vergifnis na 'n vlak toe gevat het, wat baie ongemaklik is. Ek sê Jesus het vergifnis na 'n vlak toe gevat wat baie ongemaklik is. Daarom sien ons 3 vlakke van vergifnis. Vlak 1 vergifnis is 'n gewilligheid om nie die telling gelyk op te maak nie. Met ander woorde om te sê, of om nie te sê, ek gaan jou eers terugkry nie. Ek gaan nie nou by al hierdie goed kan stil staan nie, my tyd het my ingehaal. Vlak 2 van vergifnis wat Jesus vir ons kom demonstreer het, is 'n gewilligheid om bitterheid en haat te laat vaar. Om bereid te wees, en hoor vir my mooi hierso, selfs as goed aan jou fisies gedoen is, te sê ek is bereid. Ek kry dit dalk nog nie reg nie, maar ek is bereid om dit te laat vaar, want Christus het dit vir my gedoen. Saam met hierdie vlak wil ek ook vir jou sê dat ek sluit aan by wat ek in my inleiding gesê het, dat hierdie tipe vergifnis is moontlik, maar baie moeilik. God gaan nie van ons iets verwag wat hy weet ons nie kan doen nie. Hierdie tipe vergifnis is moeilik, maar is moontlik. En dan die 3de vlak van vergifnis. 'n bereidwilligheid om te versoen met die persoon wat jou seer gemaak het. En ek wil dit weer sê, en ek gaan nie lank hierby stil staan nie, want ek het nou al daaroor gesels. Daar is gevalle waar dit nie moontlik is nie. En ek wil ook vir jou vra, as jy ooit met mense deel, moenie hulle net forceer om vriende te gaan maak met mense wat hulle werklik te nagekom het nie. Dit is moontlik, maar is baie, baie moeilik. Maar hierdie is die 3 vlakke wat Christus vir ons gedemonstreer het en God die Vader deur Christus. Ek kan nie by alles stil staan nie. Ek wil so 'n bietjie skiep. Geef my nog net 2 goedjies om oor te gesels asseblief. Vergifnis in die huis, my liewe broeder en suster. Ek wil net gou hierdie Ons bedieninge begin nie in die gemeente nie, dit begin in ons huis. As ek wil hê my vrou en my kinders moet mense wees van geduld en vriendelikheid en verdraagsaamheid en gasvryheid en mense wat kan vergewe, dan moet ek die een wees wat dit demonstreer. Ek het nou die dag hierdie stelling gemaak, toe ek saam met Jaco hulle die een aand hier was, wat ek hierdie ding gesê het, as iemand ooit vir jou kind sê, jy's nes jou pa,
Maak seker, dis 'n kompliment. Daarom wanneer dit by vergifnis kom, wanneer jy en mamma 'n geveg gehad het, al is sy verkeerd. My broeder, wanneer gaan jy agterkom 'n vrou kan nie erken dat sy verkeerd was nie? Dames, julle kan vir my kwaad wees, feite is op die tafel. Ek het nou die dag 'n vrou gehad wat vir my gesê het, ons kan alles doen wat mans kan doen. Dus ek sê vir my, jammer. Daarom broers, vergifnis begin by jou. Al is jy reg. God is die een wat vergifnis geïnisieer het, en daarom moet ek as man en as pa die een wees wat vergifnis initieer, al is ek te nagekom. Paulus sê in Efesiërs, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for it. Rekonsiliasie begin by my. En jy kan nou maar dink, ek probeer net oulik te wees, maar ek kan vir jou met eerlikheid sê, ek leef by hierdie beginsels, en ek het gesien wat se verskil dit in my huwelik gemaak het. Daar's baie keer, en ek het toestemming om hierdie goed te sê, ek sal nie net goed sê, om lelik te wees, of my vrou te verneder nie, ek weet wat ek mag sê en nie mag sê. Daar was baie tye wat hierdie mooi, klein, fyn dingetjie 'n tipiese vrou was. En dan voel ons almal soos hierdie een ding wat my seun een keer gewys het, shut up, mom! You're cut off from talking! En ek sê dit, want dit was nie so in my huis gewees, en ek was 'n onnaakbare man. Ek was baie lelik met haar. En ek moes hierdie beginsels toepas in my lewe. En daarom het ek geleer om vergifnis te initieer, prakties, wanneer ons in die bed gaan klim. Waar is julle gedagtes? Gedra vir julle. Vaderland, hierdie is 'n kerk. Maar die een ding wat 'n vrou baie goed kan doen, mans, julle weet nou waarvan ek praat, hulle kan in die bed gaan lê so op hulle rug, en dan hulle so hop wat hulle gee. Dis asof hulle net so een jumper dan sal op hulle sy en hulle rug is na ons toe. Dit is so, en ek verstaan dit. Maar al is sy die een wat verkeerd is, en sy hop haarself so weg van my af, dan was ek die een wat begin leer het om my hand uit te strek, en net haar rug vir haar te vryf. En daar was al tye wat ek het doen, dan maak sy so. En dan het ek so 'n bietjie nader geskuif, en net my hand op haar been gesit, of op haar skouer gesit, want ek moet haar lief hê, ek moet vir haar die vergifnis kan gee, wat God vir my gegee het. Ek gaan klaarmaak, ek is oor my tyd. Ek wil afsluit met hierdie videoetjie. Ek wil hê jy moet, nee, gaan van eers terug. Dankie. Ek wil hê jy moet mooi kyk hierna, want dit praat oor vergifnis. En toe ek elke keer wat ek hierdie video sien, dan is daar trane in my oë, en ek sê, Here, maak my soos hierdie man. En mag dit ons gebed wees vandag, as ons wil hê God moet ons gebruik, en as ons wil hê sy gees moet in hierdie plek beweeg, op 'n abnormale, bonatuurlike manier, moet ons begin vergewe.
November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Sal God ons help om so gesindheid te kweek vir mekaar, vir ons gemeenskap en ons grootste vyand, ter wille van die evangelie van Jesus Christus. Wil jy nie met die Here praat? Jy weet wat die Heilige Gees met jou oor gepraat het? Net vir so 'n paar sekondes, praat met die Vader oor wat in jou hart is.